Vriende, hartlik goeiemôre en welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. In hierdie pragtige oggend het ons die voorreg om stil te kan word rondom die Here se woord. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is besig met 'n reeks uit 1 Johannes, die eerste brief van Johannes. En vanmôre gaan ons saam lees vers 5 tot 10. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Broeder en suster, Johannes het hierdie brief aan hom geskrywe aan die Christene wat deur dwaalleraars bedreig is. Hy was baie bekommerd oor die feit dat 'n valse evangelie aan hulle verkondig word en dat mense van wêreldse beginsels 'n invloed op hulle lewe sou hê. Daarom sien ons, begin hy in hierdie gedeelte deur te sê, dat God lig is en geen duisternis is in hom nie. En as ons sê dat ons aan hom deel het, moet ons nie in die duisternis lewe nie, want dan lieg ons. Maar ons moet in die lig lewe en in die waarheid lewe. Ek en jy moet besef dat in hierdie wêreld daar baie duisternis is. Mense wat se harte vol donkerte en sonde is. En dit kan 'n baie groot invloed op ons lewe hê. Daarom moet ons waaksaam wees. En ons moet seker maak dat ons nie sonde en dinge van die duisternis probeer regverdig in ons lewe nie. Maar as ons sê dat ons in Jesus Christus glo, moet ons in die lig lewe en in die waarheid. Daarom moet ons eerlik ons sondes voor die Here altyd bely in opregtheid. En dan sal die Here dit vir ons vergewe. Maar as ons sê dat ons nie sonde gedoen het nie, leer Johannes vir ons, dan mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Broeder en suster, ek en jy moet gedurig deur ons lewe en ons omstandighede gaan ondersoek in die lig van God se woord. Maak seker dat jy in die waarheid lewe, dat jy in God se lig lewe en dat dit jou getuienis is elke dag. In 'n donker wêreld moet ons baie mooi gaan besin oor wat is reg en wat is verkeerd. En die Here se woord gee vir ons die antwoord daarop. Kom ons maak hierdie boodskap vandag ons eie en ons gaan lewe in die lig en in die waarheid, soos wat Jesus vir ons kom leer het. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie nuwe dag in aanbidding voor U kan buig. Ons loof en prys U as ons God en Koning en Here. Dankie vir soveel seëninge wat ons uit genade uit U hand ontvang. In hierdie dag, Here, wil ons vra vir wysheid en insig, dat ons in die lig van God sal lewe en in die waarheid van Jesus Christus. Ons kom bely al ons sonde voor U. Vergewe ons, Here. Baie dankie vir soveel gawes en seëninge, waarmee U ons seën elke dag. Lei vir ons in hierdie dag, plant U woord in ons harte tot geloofsversterking, en dankie vir die Heilige Gees, wat ons in die geloof opbou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.